Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag kyk ons na Genesis 22. Een van daardie hoofstukke wat 'n mens se hart diep raak. Dit wys ons nie net hoe ver geloof kan gaan nie, maar hoe ver God se genade ook strek. In hierdie hoofstuk sien ons 'n groot toets van geloof, 'n openbaring van God se hart en 'n profetiese vooruitwysing na Christus. Nou ons almal ken die aangrypende verhaal waar God aan Abraham opdrag gee om sy seun Isak te gaan offer. Nou God se opdrag was nie wreed of willekeurig nie, en die doel was ook nie om Abraham meer geloof te gee of te leer nie, maar hierdie toets sou iets openbaar van die geloof wat God reeds in Abraham opgebou het. God het Abraham stadig, stukkie vir stukkie, jaar vir jaar opgebou tot 'n man van geloof. Hierdie toets was net die klimaks van 'n leeftyd se groei in geloof. Die gedeelte herinner ons vandag dat God altyd toets nadat hy beloof het, nooit andersom nie. Die toets vra nie of God getrou is nie, maar of Abraham hom volkome sal vertrou. Ons sien in vers 1, die oomblik toe God Abraham op sy naam roep, antwoord hy met, "Hier is ek." Nou hierdie vinnige antwoord op God se roepstem is vir my en jou 'n pragtige voorbeeld van hoe 'n man of vrou van geloof behoort te reageer. Toe Abraham sê, "Hier is ek," het dit beteken dat hy gereed was om geleer te word. Hy was gereed om te gehoorsaam, gereed om oor te gee en gereed om deur God ondersoek te word. Ons sien dan verder hoe hierdie opdrag Abraham se diepste liefde raak, wanneer God vir hom sê, "Neem jou seun, jou enigste seun Isak, wat jy liefhet." Nou dit wys aan ons dat God soms juist dit van ons vra wat ons die meeste koester. Nie om dit van ons weg te neem nie, maar om te sien of hy eerste is. In vers 3 sien ons Abraham se onmiddellike gehoorsaamheid, toe hy vroeg opstaan en vertrek. Hier leer Abraham ons dat ware geloof gehoorsaam is, selfs wanneer mens dit nie verstaan nie. Uitstel is dikwels die grootste vyand van gehoorsaamheid. Abraham het nie gewag vir 'n emosionele sekerheid nie. Hy het dadelik opgetree uit geloof. Nou hierdie opdrag het nie net Abraham se geloof geopenbaar nie, maar ook Isak se. Ons moet onthou dat Isak nie hier 'n weerlose kind was nie. Hy was oud en sterk genoeg om te kan vlug. Tog onderwerp hy hom gewillig aan sy vader. Nou hierin sien ons 'n duidelike beeld van Jesus, die geliefde seun wat die hout van sy eie offer dra en vrywillig saamstap na die plek van offer. In vers 7, wanneer Isak vra, "Waar is die lam?" lees ons hoe Abraham hom profeties antwoord wanneer hy sê, "God sal vir homself die lam voorsien." Jy sien, Abraham het nie geweet hoe God sou voorsien nie, maar hy het volkome geglo dat hy sou. En dit herinner ons dat geloof nie altyd verduidelikings ontvang nie, maar altyd op God se karakter is. Dan sien ons in vers 13, hoe God voorsien, maar nie soos Abraham verwag het nie. Nou ek dink hy het geglo dat God dalk Isak uit die dood sou opgewek het, want hy het op God se belofte gestaan, dat uit Isak 'n groot nageslag gebore sal word. God voorsien dan aan Abraham 'n ram, vasgevang deur sy horings, die beginsel van plaasvervanging, 'n offer in die plek van die seun. Nou dit is presies die hart van ons evangelie. In vers 14 noem Abraham die plek dan Jehovah Jireh, die Here sal voorsien. Dis interessant dat Abraham die berg nie benoem na sy pyn of sy toets nie, maar juis na God se voorsiening. Die naam is ook 'n vooruitskouing na die dag toe die Vader die uiteindelike offer aan ons sou voorsien. Die berg Moria wys profeties vooruit na Golgotha, waar God nie 'n ram sou voorsien nie, maar sy eie seun. Genesis 22 is een van die duidelikste Oud-testamentiese vooruitskouings van Jesus. 'n Vader wat sy enigste seun liefhet, 'n seun wat gewillig gehoorsaam, hout
wat teen 'n heuwel opgedra word, 'n offer op dieselfde bergstreek, 'n opstanding op die derde dag. Die enigste groot verskil tussen Isak en Jesus is Isak is gespaar en het 'n plaasvervanger ontvang, maar Jesus nie. Jesus was die plaasvervanger wat in my en jou plek geoffer is, wat al ons sonde op hom geneem het, sodat ons kan lewe en geregtig voor die Vader kan staan. Vir Abraham het God 'n groot nageslag beloof. Vir ons vandag gee die Vader aan ons nog 'n groter belofte waaraan ons kan vashou. In Johannes 3 vers 16 wanneer hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. My gebed is, dat ons geloof in ons Verlosser so sterk en standvastig sal wees, dat geen toets ons sal laat wankel nie, maar dat ons sal vashou in die belofte van ons redding en die ewige lewe. Mag julle 'n mooi en geseënde dag hê. Totsiens.